gaan net julle sal hoor, ek het nou baie van wat nie. Ons het die gebruik in die gemeente dat ons dan ook vir ons verskillende kommissies die geleentheid gee om ietsie te vertel van hulle werksaamhede. En daar is in die volgende 2 weke hierdie vanoggend, wanneer ek vir Marieta dan vra asseblief, sy is die voorsitter van die gasvryheid in die gemeenteboukommissie, dat sy asseblief dan net vir ons ietsie kom verder en meer vertel daaroor. As jy nou ooit gewonder het en getwyfel het of jy by 'n kommissie betrokke wil raak, hier is een dat jy dit kan doen. En Marieta was so mooi advertensie met haar vriendelikheid daarvan. So asseblief, Marieta, baie se knop hier die druk. En dit is alles af. Goeiemôre gemeente, baie lekker om julle te sien terwyl ons nou so op die bespreking is van die rugby. Verlede jaar, ek dink julle sal kan onthou, het die Britse Lions ons hier kom speel en dit was in die middel van die winter en dit was die 31ste Julie, was die tweede toets gewees. En daai dag was ons 9 mense in die kerk. Ek, Dominee, Julian, Alna, Charles en Bilia, en Leonard, ek onthou, en ja, Chris ook, ekskuus Chris. En ons het so in die kerk gesit en julle sal sien, een van die foto's op die skerm is die leer stoele van die kerk. En Dominee was daai dag verskriklik bekommerd. Hy het gesê, hoe gaan ons die kerk weer vol kry? Ons het gesê, ons gaan bid, Dominee. Maar die kerk is baie vol vandag, so ek moet sê alle eer aan die Here en ook dat gemeentebou is nie net 'n rol van iemand nie, maar is rarig die Here se genade wat ons almal hier bymekaar bring en ek wil ook nie vir hom ook al die eer gee vir dit. So ek het 2 kommissies waarvoor ek waarna kyk, maar ek wil eintlik vir julle sê ek kan rarig net na Cindy en na Hermine kyk, want Cindy, ek maak dat jy staan vanoggend. Jy wil nie maar staan nie asseblief, weet jy doen soveel werk vir ons en ons eet so lekker en jy is altyd daar, jy is altyd so positief, baie ongelooflik dankie sê vir alles wat jy doen en dit vir ons so maklik maak en ek weet nie of julle besef nie, maar ons het 'n fenominale dominee vrou of 'n predikantsvrou. As dit nie vir Hermine was wat alles reël en alles orkestreer nie, ek is rarig net vanoggend hier om hulle bekend te stel, saam met Memory ook, en Leonet ook, en Elsie wat ook daar sit. Elsie, ek het nou nie van jou 'n foto op nie, daar was 'n rooi foto saam met jou en Dominee, Hermine te gaan, maar nie te dink weer dat ek op nie opsit, maar julle doen soveel werk, en ek wil ook net rarig sê, so dit is nie die komiteelede. En dan wil ek eintlik vir julle sê, die res van die foto's wat ek doen nie foto's is net oor lekker eet, so ek wil julle honger is hulle klaar sien. Ons het vroeër in die jaar dat ons 'n gemeente verjaarsdag gehad, dit was in April. Ons het daai dag gebid dat die Here die reën moet weghou, soos ek dink vandag kom ons almal bid dat die Here weer vir ons reën gee. Ons het 14-boudige spitbraai, Kaal se broer, het vir ons daar gereël en baie mooi koek wat versier was ook Hermine. Kon daar ook 'n paar lesse leer. En dan hierdie was vroeër in die jaar, ons het 'n Julie vroue ontbytdag gehad. Kyk aan mooi kos wat Cindy gemaak het, daai croissants, dit was verskriklik lekker geweest, ons het verskriklik lekker geëet. En toe het ons ook 2 sprekers gehad, ek sien nie vanoggend vir Magda en vir Bernice nie, hulle is ook altyd hier, maar die oggend, die leiding van die oggend is ook toegeneem deur Karel Boedriks, en sy het ook, dit was iets saam met Elsie ook, dit was ongelooflik, die middelste foto wat julle daar kan sien, miskien is dit duidelik sien nie, maar ons was oor die 60 vrouens, en Magda het gepraat daai dag oor Esther, en die gesprek was rarig oor waar ons as vrouens ons krag vandaan moet kry in tye soos vandag, so dit was so opbouende geleentheid. Ons het ook kwartaallikse pieringetes, die staan Hermine en waarom ek nou van jou lees ook 'n foto, so ek het nie van jou vergeet nie. We saam met ander kerkraadslede, so ek die voorsitter ook onthou, dis die laaste slide. Karel sit daar agter, ek weet nie of jy my mooi kan hoor jy my? Ja, maar in elk geval, hierdie foto wil ek net graag gesê, die dominee is daar nie net bedrewe by die kansel, jy kan er om lekker kook, so, hy daar om 'n ander skiel ook, so dankie vir dit dominee. Pieringetes het ons, ek het nou net 'n foto gehad, maar hierdie foto wat ek in die linkerkant neem, is nie gefotoshopt nie. Dit is letterlik 'n foto van salm vispastei wat Karel vir ons afgemaak het, en ek kan vir julle sê, daai kos. So daar was 'n kokeneet met pineappelswaai, dit was so lekker, ons het wyn gebring. Dit was net, ek het in die huis gekom, ek het nie weet wat, dit was net so opbouend, dit was net so lekker geleentheid.
Ons het nie die aandag gesit en ek dink Bonnie ook, ons was net almal happy. Ek is jammer, ek sê die woord in Engels, maar ons was almal net so geluksalig, is die Afrikaanse woord. So, sy het ook al 'n Meksikaanse kop aangehad. Daai aand het ons weer Meksikaanse sop gehad met avokado peer in en dan het ons dit so gegooi met nasoskyfies en dit was ongelooflik lekker. Ek het nie nog 'n volgende slide nie, maar daar is nog slides van Julian en Karel. Ons het 'n mannedag gehad voor 'n jaar wat ons nog nie gekyk het. Hulle lekker gestaande braai het. Inteendeel, ons het al die jaar het ons al 'n paar keer gebraai by die kerk, ook vreeslik lekker. Marijke Snyders en ons het al pannekoek gebak, wat sy pannekoek op ons gebring het met Palm Sondag en dan as jy so uitstap, dan is die reuk van die pannekoek daar so. Dis die tipe funksies wat ons doen, is lekker. Ek sê altyd vir Julian, Parkruim is, soos nie altyd sê, is 'n gemeentekerk, maar ek wil die eetkerk. So, dit is allemaal baie waardevol en ons het nog 2 groot funksies later in die jaar. Ons het die einde van Oktober het ons nou die Dankfees, so dit is so 'n mini tipe van 'n bazaar waar ons gaan pannekoek en koskoes en dit is allemaal baie welkom om julle allemaal te sien. Elsbie het ons lekker pannekoek bak nou. En dan het ons in November het ons 'n wynveiling ook. Dankie doen. Vir die van julle wat nie weet nie, hierdie is 'n vreedsame kerk. En as jy nou verwys na die rugby, ek dink nou nogal daaraan, onthou daai tyd, dan was as al 9 mense in die kerk was, dan was dit 9 meer as wat vir die toets was. En as ons 9 was, het ons 'n pak voorspelers en Chris was die skrimskaap. Kan ook waar wees, is ons thema vanmôre kom nou daarby. Ek het nog 'n paar afkondigings wat ek verder wil beklemtoon. Miskien net by een aansluit, dit asseblief. Wat Marita aan elkeen van die kommissievoorsitters sê. En hier is presies dieselfde. As jy by iets betrokke wil wees, ons wil eintlik nie toeskouers in die gemeente hê nie. Ons het deelnemers, ons het mense wat saamwerk, ons het gawes van die Here ontvang. En daarom asseblief vir ons dankfees ook. En as jy ergens op 'n meer formele manier wil betrokke raak by die dankfees, asseblief moenie dink aan 'n verskoning of terughou, jy hoef nie so ordentlik te wees nie. Hierdie is baie belangrik dat jy wat die dankfees betref, praat asseblief vandag sommer nog met Hermine daaroor. Dan het ons een van die vir my persoonlik, een van die absolute hoogtepunte van die gebeure elke jaar in die gemeente is dat ons 'n dankgeleentheid het. Ons kom daardie aand by mekaar en vir 'n uur lank. Daar's baie mense wat sê dit kan nie wees nie, maar dit is so. Vir 'n uur lank sal ons in lied en woord en gebed dank ons die Here nie. Jy mag daai aand niks in gebed vra, sê net dankie. En dis 'n hoogtepunt oor elke jaar in hierdie gemeente en daarom is die dankgeleentheid dan maandag oor 'n week, 2 weke as ek dan reg het, die 31ste Oktober. Teken dit asseblief aan, dit is werklik onvergeetlik. Niemand word op die spot gesit nie. Ons doen dit individueel, persoonlik. Ek kan weer vir julle sê om hier voor die ons sit kussings hier uit en ons kniel voor die kruis en die bid sag, persoonlik. Dis regtig 'n besondere geleentheid. Ons het so baie voor dankie gesê. Juist dan ook op maandag die 31ste DV. En dan wat ons wynveiling betref, baie dankie dat môre ook alweer mense wyn gebring. So baie dankie vir elkeen se ondersteuning in hierdie verband. Dis 'n fondsinsamelingsprojek vir die gemeente. En daarom as jy 'n bottel wyn het of wat ook al wat daar in jou pad staan, kan jy dit vir die gemeente skenk. Ons het veel baie goeie nuus. Jy skenk dit vir die gemeente, dan koop jy dit weer terug. So dis deel van die NG kerk. NG. Dis reg, ons mag maar so met mekaar kan deel. En dan ook nog 'n ander, asseblief, hier is van julle wat so opwysing het nou gehoor vanmôre. En van die besoekers, julle kan ook omsit asseblief. Praat met Chris ons organis, om dan ook in die Parkruim koor, met die dankfees en ook ons Kersaanddiens en so aan wat opkom, dat ons ook daarby betrokke kan wees. Ek wil weer eens sê, asseblief, as ek gou ietsie kan verduidelik, hierdie gaan regtig nie oor die paaie se toestande of wat ook al nie. Ek hoop net dat iemand sal ontstel wees om te sê dat dit is hoe dit lyk nie. Nee, hierdie gaan julle later sien, is uiteindelik 'n baie goeie beskrywing van wat ons elkeen se lewenspad in hierdie wêreld is. As ons die Psalm lees net op Psalm 32 sal julle dan sien en wat hierdeur wil wys is om te sê 'n pad het 'n bepaalde dinamika, maar daar's slaggate. Daar is dinge wat vir ons wag. Partykeer kan jy dit nie sien. En die Here het ons 'n besondere boodskap daarop. Daarom gee ons al die dank en die eer daarvoor en ek wil vra dat jy saam met my sal bid asseblief. Onse Vader, wanneer ons in U naam vanmôre vergader,
Dan weet ons dat ons in die goddelike teenwoordigheid is, omdat U die gasheer is, en vir elkeen van ons hier ontvang as 'n eregas. U is die Here wat by ons lewens betrokke is, en wat vir ons as mense saam bind in U familie. Here Jesus, U is ons broer, U is ons Vader, U is ons Vader, U is ons Pa. U ken elkeen van ons, U weet alles van elkeen van ons. U bind vir ons saam, deur die bloed van die eie Seun. Heilige Gees, ons aanbid U ook vanmôre, omdat U die Gees is wat saam met ons gees getuig dat ons kinders van God is, en dat ons die voorreg het om deel van die kerk op aarde te kan wees. En Here, ons is vanmôre saam en weet dat ons ook elkeen op 'n lewensreis is, en aan ons lewensreis is daar verskillende uitdagings en slaggate. Maar U is die Here wat vir ons ook vanmôre weer 'n baie kosbare en 'n baie belangrike boodskap en belofte dan ook het. En daarvoor wil ons U steeds weer loof en prys en dank. Saam met die psalmdichter van Psalm 19 vra ons dat U verheerlik sal word dat deur wat in hierdie erediens en in besonder dan ook met die doop van klein Rachel vanmôre hier sal gebeur. Dankie dat ons dit alles in Jesus se naam van U mag bid. Amen. Geliefdes, ek groet jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees wat ons genade en vrede en baie vreugde in oorvloed skenk. Kom ons staan en ons sing twee lofliedere tot eer van die Here. Besondere lied gesing, dat ons vir die Here dank vir die soetheid van die lewe, maar ook baie keer die smart en duisternis, dis werklikhede van die wêreld waarin ons leef. Ek wil vanmôre vir jou vra om asseblief saam met my te blaai na Psalm 32. Hierdie Psalm is 'n baie ryk Psalm, trouens dis so ryk Psalm dat ek nou maar vanmôre kan sê hier is net deel 1. Terwyl ek in die week met die preek besig was gesien, dit vloei net oor in 'n tweede boodskap. Vir volgende week, die Efesië, ek nooi julle almal uit om deel 2, jy gaan iets mis. Hoe sê hulle altyd op die ons volgende Sondag begin om te sê, hulle sê ons op televisie, previously on. En dan tel hulle nou eers wat jy gebeur het. So, vanmôre is die eerste deel dan daarvan. Ek wil vir jou regtig 'n paar vrae. Psalm 32 is 'n baie interessante Psalm.
ek lees daaroor dat klaarblyklik was dit die ou kerkvader Augustinus se gunsteling psalm. Ek moet sê, ek het 'n groot liefde ook vir Psalm 32. Daar word gesê, en weer eens, ek weet nou nie, daar is een van 4 psalms. Hierdie is een van 4 psalms wat nogal in die Ou Testamentiese teologie Pauliniese psalms genoem word. En as jy nou regwaar met Romeine 3 en 4 hiermee gaan saamlees, saam met hierdie psalms, onder andere een van die redes sal jy sien, hoe ook hierdie een, onthou Paulus was 'n man wat sy Ou Testament geken het. En dan die koppeling onder andere dan ook maak in 'n sekere sin rondom Psalm 32. Ek wil weer sê, dis 'n psalm wat te ryk is, wat te vol is vir een preek alleen. Ek dink dis 'n psalm wat te vol is vir 100 preke. Maar vanmôre is 'n leksikant daarvan, en voordat ons aanlees, kom ons vra dat die Here sy woord vir ons elkeen duidelik sal maak. Bid saam met my asseblief. Ons dank die Here dat ons 'n Bybel vir ons kan oophou. Dat ons daarin kan lees en kan leer. Meer en meer van U te wete kan kom. Ja, Here, baie dankie dat ons weet dat ons in hierdie wêreld, in hierdie groot en dinamiese proses dan deel van is, om meer en meer van U te leer. En daarom dank ons U ook vir die wyse waarop U Uself openbaar ook in die woord. Ons het nou lofgesange gesing van U wat die God is wat geskep het en die Gees wat gesweef het oor waters. U het net 'n woord gespreek en die skepping is daar. En ons is deel van die skepping, ons is deel van die handewerk. Ons is meer as dit. U bind van ons in die familie saam en daarom wil ons vir U baie dankie sê vanmôre. Ook dat ons soos kinders eintlik aan die voete van ons Pa kan sit en luister wat U ook vanmôre vir ons wil sê. So werk U ook deur die Heilige Gees. Maak asseblief ook hierdie ou tyding vanmôre weer vir ons nuut. En dankie vir U boodskap wat U vir ons ook hierin opsluit. Praat met ons asseblief, Here. Help vir ons om te konsentreer en te luister wat U vir ons wil sê en nie aan dinge in die wêreld te wil dink nie. Dit bid ons in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Psalm 32, 'n gedig van Dawid. Het gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is. Toe ek oor my sonde geswyg het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om opgeroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. My krag het opgedroog soos water in somerhitte. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid, selfs vloedwater sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. En nou baie belangrik, en dis waarop ek vanmôre wil konsentreer ook hier by die doop. Nou kom die Here God aan die woord, en dit gebeur baie min in psalms, dat God self aan die woord kom. Hier is ons teksgedeelte vanmôre dan net eers die 8ste vers, wat ek lees aan. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee, my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees soos 'n perd vermoil, wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom wil lei. En dan is dit weer terug, as God klaar hierdie gesê het, gaan die psalmdigter verder. Die goddeloos het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met sy liefde. Verbly julle in die Here en juig, regverdiges, jubel, alle opregtes. Geliefdes in die Here, hierdie is die woord van die Here. En jy sal baie gelukkig wees as dit die handleiding van jou lewe is. Hierdie psalm het ons agtergekom dat in die 11 verse van hierdie psalm dat dit gaan oor 'n bepaalde en 'n belangrike interaksie. En iets wat mense nie van selfsprekend moet aanvaar, die verhouding en die interaksie tussen God en mens. En daarom is hierdie psalm vir ons sê dat dit goed gaan met mense, dan wil ek weer sê, ek sal volgende week wil ek meer daaraan aandag gee, dat ons almal hou daarvan om te streef in 'n situasie waar dit met ons goed gaan. Dit gaan goed met mense die se oortreding nie gestraf word, wat se sonde vergewe word. Dit gaan goed met mense vir wie die Here die oortreding nie toereken. En hier is dit net 'n baie belangrike saak. En dit is dat ons weet dat ons as mense in hierdie wêreld nie net met die Christelike godsdienste doen kry nie, maar ook met ander godsdienste. En dit is inderdaad so dat daar baie mense is wat 'n bepaalde godsdiens
beoefen in hierdie wêreld, waarin hulle glo dat alles wat hulle goed doen, word deur hulle daardie godheid erken en dan geseën, en elke ding wat jy verkeerd doen, daarvoor word jy gestraf. Dit moet vreeslik wees om in so 'n verhouding te staan. Regtig. Jy word beloon of gestraf. Maar dis nie hoe dit met God werk nie, en ek gaan net daarna verder verwys. Uiteindelik toe ek oor my sonde geswyg het, want sonde is hierdie ongehoorsaamheid, en ek gaan net vanaf weer daar weer, my liggaam het uitgeteer, ek het dag en nag vir my opgeroep. En die hand, en dit is baie belangrik, die hand het dag en nag swaar op my gedruk. En my krag het opgedroog, soos water in somerhitte. Ons het dit beleef in die afgelope paar dae, weke, met hierdie hittegolf, wat ons elkeen op kan beleef. Baie duidelik sê die Psalm dat is nie 'n noodlot wat my tref nie. Dis nie 'n klomp slegte met die hand het swaar op my gedruk. Sien, ek is besig om propaganda te maak vir volgende week. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê vir die Here bely my omstandigheid, want ek kan dit nie vir die Here wegsteek nie, en U het my skuld vergewe. Dit is amper te vinnig om hierdeur te lees, want dit is absoluut aangrypend en wonderlik. Dis waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot die bid, selfs vloedwater, sal nie skielik oorval nie. Ek het weer eens, terwyl ek hierdie gedeelte gelees het, net het julle gesien wat gebeur in dele van die wêreld, daar in Pakistan en nou in Australië ook oral. Waar vloedwater reg, ons het dit so tyd gelede gesien wat dit hier in die noorde van Durban gebeur in ons eie land. Van die krag en die mag van vloedwater. Maar eers vir my skuldplek, was so mooi. U beskerm my teen aanvalle en laat my oorwinningsliedere sing. En dan kom ons by die gedeelte wat ek graag vandag, en ek sê dit juis met so pers agtergrond, ek moet dis my wys met daar, want pers is altyd die goddelike kleur. Ek wil jou onderrig en jou pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee my oog oor jou. Moenie onverstandig wees soos 'n perd of 'n buil, eintlik soos 'n donkie. Dit verstaan in die bek beteel moet word as jy hom wil lei. Ek kom terug na vers 8. Die goddeloos het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die ontvang hy met sy liefde. Verbly in die Here en juig regverdig is, en jubel alle opreg. Ek dink jy sal vanmôre met my saamstem dat hierdie 'n kragtige psalm is. 'n Psalm wat so ryk is aan soveel sake. Ek gaan weer sê, onmoontlik om in een preek aan alles aandag te gee. Wat ek wel vanmôre wil doen, is om te beklemtoon dat ook hierdie psalm vir ons weer wys daarop dat God uniek is. Ek kry dit baie keer in die katedese klasse en die belydensklas. As jy gesprek voer met mense, dan is dit dat mense baie keer sê, maar wat maak Christelike godsdienst anders? Alles is mos maar dieselfde, daar's 'n godheid en onderdane. Wat maak Christelike godsdienst anders? Baie dinge. Een van hulle is onder andere God se betrokkenheid by ons as mens. En ek wil dit weer vanmôre dan baie duidelik en ernstig stel. Die grootste verskil tussen die Christelike godsdienst en enige ander godsdienst in hierdie wêreld is die feit dat die godheid homself gee. Hoor mooi. Ek weet van geen ander godsdienst in die wêreld waarin die godheid homself gee. Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, nie die kerk. Hy is weer as die kerk, die wêreld, die slegte wêreld, dat hy so lief, dat hy sy eie seun gee. Sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe kan hê. Kan dit waar wees dat God, en sien julle waar kom die tema vandaan, kan dit waar wees dat God dit doen? Ja, dit is waar. Ons kry in ander godsdienste ook, dat jy 'n situasie kry, dat jy 'n godheid, of 'n entiteit, of 'n demiurg, of wat ook al is baie verskillende name wat daarvoor gebruik word, wat hier is. En dan is daar onderdane, en daar is slawe. Ons kry dit sommer, ek wil nou regtig maar sê, ons kry dit sommer ook in party van waar daar nog koningshuise in die wêreld is. Dat mense so gedien en bedien word met bediendes en slawe en ek weet nie wat alles nie. Dan wil ek amper sê dat jy daar is. Maar dis nie die verhouding waarna ons met God het nie. Want in plaas daarvan dat in godsdienste waar hierdie onderdane die godheid gelukkig moet hou. Ek wil vir julle sê regtig in die Afrika godsdienste is dit 'n baie groot faktor. Want jy word beloon vir goeie dinge en jy word gestraf vir slegtes. Jy het pligte en reëls wat jy moet nakom. Daar's wette wat gehou moet word. En Jesus kom en hy sê, "Som die wet in een woord op liefde."
God is bron van liefde vir ons, nee. Ek lees hieroor dat iemand gesê het, weet julle wat is die ergste van alles? Dat in soveel godsdienste in hierdie wêreld word daar die hele verhouding tussen die godheid en onderdane gevoer deur skuldgevoelens. Die Engels het 'n mooi uitdrukking, name, blame, shame. En baie keer doen die kerk dit dieselfde. En dit is een van die hartseerste dinge dat die kerk in 'n name, blame, shame, die NBS. Ek kan onthou die ou NBS, was nie Natal se bouvereniging nie. Maar name, blame, shame is 'n baie maklike manier om vir mense, weet julle hoe sleg is julle? Weet julle hoe sleg is julle? Ek het dit baie keer gehoor as kind, hoe erg die dood het gesluit van die kansel af, en kom sy uit die kerk uit. Dit was 'n goeie preek geweest, baie mense daaroor. Ek dink nie dit is 'n goeie preek nie. Ek dink 'n goeie preek is 'n goeie preek om wanneer ons van die Here hoor, van sy liefde, van sy genade, van sy ontferming oor ons. Oor 'n God wat alles van jou en my weet. Alles van jou en my weet en nog steeds by ons betrokke is. En hier is nou een van die waarhede daar rondom van God se uniekheid. God is nie 'n God wat sê, daar's 'n klomp pligte wat gepleeg moet word nie. Daar's nie 'n klomp reëls nie. Daar's nie 'n klomp prestasies wat jy moet behaal om jou by hom aanvaarbaar te maak nie. God is vir ons so lief soos wat ons is. En hy kom nie en hy sê, voordat jy my kind kan word, of deel van my familie kan word, moet jy verander en dan kwalifiseer word. Nee. God is die God wat sê, as jy deel van my familie wil wees en my liefdesaanbod, en dit bly so belangrik, wanneer God 'n aanbod in liefde maak vir ons, dan sê hy, kom sies wat jy is, en dan verander ek jou. Ek verbeter jou. Ek laat die Heilige Gees in jou woon. Ek doen iets anders. Dit is ondenkbaar dat ek enige van hierdie beskrywings van ander gode, want baie keer maak mense, en verskoning, maar ek het nie 'n goeie voorbeeld daarvan nie, maar dis kom jy nie 'n afbeelding van God maak nie. Daarom maak mense baie graag oor hulle gode afbeeldings, want die oomblik wanneer jy 'n afbeelding van daai godheid maak, het jy beheer oor hom. Ek kan hom hier neersit, ek kan hom onder neersit, ek kan doen met hom wat ek wil, want ek het dan beheer daaroor, want met God kan jy dit nie doen nie. In die wet, jy mag geen gesnede beeld of enige gelykenis maak. Want wat bo in die hemel is, wat onder op die aarde is, of wat in water onder die aarde is. Want God is uniek. En God hoef nie, broers en susters, kinders, hier is so 'n belangrike woord. En waarom? God hoef nie by jou en my lewe betrokke te wees. Maar hy is. Hy hoef nie. As skepper God, hoef hy glad nie by ons betrokke te wees. Behalwe dat ons moet, soos in weer eens, in baie godsdienste, dat jy hom moet voer, dat jy vir hom geskenke moet bring, dat jy hom gelukkig moet hou. Want hoe as jy hom kwaad maak? En daar, ek ekskuus, ek gaan dit maar toch nie sê. Iemand skryf daaroor om te sê, dis ons baie keer praat van die godheid as 'n hom, as 'n hy. Dink dit as 'n vrou was, as sy kwaad word, dan is dit. Ons sien hoe kwaad word moeder natuur, wat ons aan haar doen, hè? Kan jy? God hoef nie betrokke te wees nie, maar hy is. En as jy teruggaan na wat die tema van môre is, kan dit waar wees. Dan is dit wat ek so graag wil beklemtoon om te sê, kan dit waar wees dat die Here God hierdie 4 groot sake vir 'n mens sê. Hy sê dit nie net vir 'n mens nie. Klein Rachel hoor dit ook vanmôre. Sy verstaan dit nog. Sy verstaan niks daarvan. Maar dit is ook van die wonder van God. Die mens moet hom eers verstaan voordat jy aan die ontvangkant is van sy genade. Jy hoef hom nie eers te verstaan voordat hy jou met liefde oorweldig. Jy hoef nie te verstaan dat hy jou wil beskerm en wil lei en onderrig, alles te verstaan. So ek wil asseblief net mooi verhaal. Hierdie is in 'n poëtiese manier geskryf, is 'n gedig, wat dieselfde saak, hier is nie 4 afsonderlike komponente nie. Hierdie is regtig waar, eintlik 4 groot waarhede wat saam asseblief 'n eenheid vorm. En ek wil weer sê, in die uniekheid van God, onthou Karel Barth, die teoloog van die vorige eeu, het gesê, God is nie God gans ander. God is gans anders. Want hy is 'n God wat vir 'n mens sê, vir jou, vir my, vir klein Rachel vanmôre, ek wil jou onderrig. Het sal interessant wees om te weet, wat gaan deur jou gedagtes as jy die woorde hoor, dat God 'n aanbod maak aan mense, ek wil jou onderrig. Want onderrig is iets wat ons weet, wat met onderwys gepaard gaan. Met skool. Ek weet, daar's baie keer nie dat mense dink, dis die lekker, kinders dink nie, dis die lekkerste, en hulle wil altyd uit die skool uitkom. Ons almal wou dit gedoen het tot ons uit die skool uit is, tot ons teruggaan. Want dit was baie lekker tyd wat ons geweet en besef het. Maar wat gebeur by 'n skool? In 'n skool word jy onderrig en onder andere word kennis vermeerder. Daar is dinge wat jy dan te wete kom,
waarin jy blootgestel word wat jy nie van tevore geweet het. En hierdie groot waarheid is ook so vir elke Christen se lewe. Ons dink ons weet baie keer baie dinge. Ons dink baie keer ons weet alles of ons weet genoeg. Die hartseer in die NG Kerk byvoorbeeld is ook dat dit baie keer gebeur nadat 'n kind belydenis van geloof af en lê, dan raak dit net weg. Want ek het ons nou genoeg. Nee, ons niemand van ons weet ooit genoeg. As die Here sê, ek wil jou onderrig, dan sê hy nie, ek wil jou net vir 'n beperkte tyd onderrig nie. Ek wil nie net by 'n beperkte tyd van jou lewe betrokke wees. Ek wil nie net vir 3 maande nie. Hier is weer 'n mooi Engels uitdrukking. Hierdie is nie 'n crash course. Weet julle wat gebeur met 'n crash course? Jy crash. Dis regtig waar wat gebeur. Dis 'n ongeluk wat aanplaas. As die Here God kom en hy sê dat ek jou wil onderrig, dan sê hy vanmôre vir Rachel, hoewel jy 1 jaar en 2 dae oud is, mamma het vanmôre vir my vertel sy het verjaar Vrydag. Wil ek jou onderrig vir die res van jou lewe? Soos wat hy elkeen van ons onderrig vir die res van ons lewe. Dat ons nie in 'n situasie kom waar ons sê, nou kry ons 'n toekenning, nou kry ons 'n diploma, nou kry ons 'n sertifikaat, nou kry ons 'n wat? Ek wil jou onderrig. En dink net, wie is dit wat dit sê? Dis nie die beste, mag ek dit nou maar sê. Dis nie eens 'n kompetisie wat in die wêreld uitgeskryf is om te sê, wie is die beste onderwyser, manlik of vroulik. Daai kompetisie is bestaan. Dit is die beste een wat jy ooit kan onderrig, en dis die Here God. Hy wat geskep het. Hy wat elkeen van ons in hierdie wêreld so lief het dat hy sê, ek wil by jou lewe betrokke wees. En lewenslang word ons deur onderrig gevorm ten goeie. Hoor mooi, ten goeie. Maar hy sê nie net, ek wil jou onderrig nie. Hy sê ook, ek wil vir jou die pad leer wat jy moet volg. Dis waar die prentjie inkom. Want ons lewe is 'n pad. Daar's 'n dinamika, daar's 'n klomp dinge wat gebeur. En elke tree wat jy op jou lewenspad gee, is 'n tree wat agter jou is. Elke dag wat verby is in ons lewe is 'n dag wat nie weer gaan gebeur nie. Maar die Here sê nie vir jou, jy moet in hierdie wêreld speel hy raai ripa nie. Hy speel nie met ons skripties en leidrade en sê wat jy moet self uitsorteer en wat ook al. Om te kyk of jy in hierdie wêreld op hierdie pad kan bly nie. Hy sê, ek wil jou leer wat die pad is wat jy moet volg. Want jy weet dit nie self nie. Nee, jy van ons weet dit self nie. Want die pad waarop ons is en tot hier toe gekom het, as jy terugkyk op jou lewe, en ek het geen twyfel om dit vanmôre te kan sê as ons eerlik wil wees, as jy terugkyk op die pad van jou lewe tot hier toe, dan kan jy nie anders as om die Here se hand te sien. Want dis 'n groot waarheid van die pad wat voor lê, is die pad waaroor baie mense baie bekommerd is. Mense raak meer en meer bekommerd. Lyk vir my so sosiale media meer kennis gedeel kan word in hierdie wêreld, word mense ook makliker bang gepraat. Maar ek wil jou die pad leer, en nie net vir 'n kind nie, vir elkeen van ons wat die hele tyd nog bereid is om te leer. Ons het 'n mooi uitdrukking om te sê, niemand is ooit te oud om te leer nie. En as ons hierdie pad, wat hy vir ons wil leer, is dit die pad waarop die Here vir ons uiteindelik op Psalm 23, vir ons sê, hy is die herder, hy loop voor en ons kan hom volg. Want die probleem is in hierdie wêreld dat ek en jy so maklik afdraaipaadjies kan vat. Ken julle die mooi gedig van Koos Du Plessis? Elke afdraaipaadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het hy my iewers kom haal. Ek moet eerlik sê, ek kan nie anders as om oorweldig te word deur hierdie waarheid. Dat God vir ons iewers kom haal. Mag ons nooit daai laaste verse regtig bedoel. So bly ons kom nou die oggend ons mannegroep onthou oor praat. Maak dit hier die laaste maal. Nee, dit moet nooit die laaste maal wees. Elke keer wanneer ons hierdie pad wat jy moet volg. Want jy sien die probleem is die pad wat die Here vir ons op wil lei is 'n pad van sy koninkryk. Is nie die pad van my koninkryk nie. As ek vir God wil insleep in my lewe en ek wil my eie lewe leef en hy moet daar wees om my direk te help en wanneer ek hom nodig het, maar vir die res is ek in beheer, verstaan jy niks van God nie. Ek is jammer, ek gaan dit weer sê, dan verstaan jy niks van God nie. God leer vir ons op 'n pad te stap, 'n pad, en ons oë is gefestig op Jesus se hakskele. Daai lied wat ons gesing het aan die begin, al die soetheid van die lewe, maar ook die bitters en die hartseer daarvan. Die donker en die duister, dit gebeur. Jesus waarsku sy disippels en hy sê, as hulle dit aan my gedoen het, gaan hulle dit aan julle doen. Ek kry soveel keer die indruk dat mense dink,
En hulle dink dit verkeerd om te sê, wanneer ek 'n Christen is, sal dit met my net goed gaan. En alles so voorspoedig vir my uitwerk. Nee. Ons gaan klappe en skoppe kry, ons gaan kritiek kry. Ons gaan baie keer net eenvoudig die groter prentjie moet raak sien en sê, nou moet ek maar stil bly. En ek kan vir niemand onderwys nie, want dit het al baie met my gebeur. Here, kan ek nie net een keer vir iemand sê wat ek van hulle dink. Wie se koninkryk is dit? Myne dan. Maar as ek oor die koninkryk van God gaan, is dit wat ons baie keer, soos dat Jesus sy disippels se voete gewas het, soos wat hy aan 'n kruis gesterf het as hy die dienaar, dan sê hy, en hierdie pad wat ek vir jou lei, is 'n pad waarin jy ander mense hoër as jouself moet ag. Want wanneer Jesus meer word en ek word minder, in die woorde van Johannes die Doper, dan kyk ek nie op ander mense meer nie. Dan word ek 'n dienaar. Dan is ek nie die een wat hier in gebied nie. Ek hoef nou nie verder te sê vanmôre, dis mos nie natuurlike nie. Mag ek nou net weer sê, ek het dit al van tevore gesê, maar dit is so interessant, julle sal ook sien dat hulle Rachel sy begin praat. Een van die eerste 10 woorde na woordeskat gaan wees myne. Ek is tydig daaraan herinner in die afgelope weke met my kleindogter wat amper 2 jaar oud is. Sy sê nie net myne nie, sy sê myne. Ek weet nie wie is dit wat dit altyd so herhaal, maar dis ons in hierdie wêreld leef. Myne. Sy moet leer soos ons almal moet leer. Om eerder 'n dienaar te wees. Hierdie is nie net klein kindertjies wat verdwaal nie, dis groot mense wat makliker kan verdwaal wanneer ek weer besef dat God in my lewe 'n werklikheid is. Ek wil jou onderrig. Ek wil jou leer. Ek wil jou raad gee. Broers en susters, hierdie is 'n so groot waarheid in ons verhouding met God. En ek wil hê jy moet saam met my asseblief dan nou dink ook dat God nie vir jou en my maak as robotte wat geprogrammeer is. 'n Robot wat geprogrammeer is, doen wat die program sê. As die Here God kom en hy sê vir jou en my, ons word robotte. Ander voorbeeld. Ons word marionette en hy is die marionetmeester. En soos dat hy sy hande beweeg, so tel ons dit wat ons in hierdie wêreld. Wat ek eintlik nie kan verstaan in my eie verhouding van die Here en enige mense verhouding met die Here en selfs in die Bybel, van die eerste hoofstukke van die Bybel, Genesis 3 waar die sondeval plaasvind. God gee vir mense keuses. En die mense het verkeerd gekies. En ons in sonde gedop. Okay? En nou kom hierdie Here nie en hy sê, ek moet jy met die wêreldstraat ek wil iets verkeerd doen. Hierdie is die God wat vir jou en my raad gee. Ek verstaan dit ook nie, maar hy gee vir ons die ruimte om te kies. Nou kom ons by die hele storie in die filosofie altyd oor die vrye wil, teenoor predestinasie. Ons is nie geprogrammeer. Die Here God kom en hy sê, ek wil jou raad gee. En hier sit elkeen van ons vanmôre wat weet. Dat almal van ons al 'n ervaring gehad het dat wanneer iemand vir jou raad gegee het en jy daarna geluister het, dat daai raad vir jou ten goeie uitgewerk het. Ek kuier in die afgelope week saam met 'n vriend van my, ek het hom opgevolg as predikant in 'n gemeente. En ons albei het die voorreg gehad om by hom Piet van der Merwe, om Pieta, sy kollega te kan wees as jong dominees. En ons kyk vir mekaar, gaan ons sy naam noem en ek en Ewart kyk vir mekaar en sê, hoeveel keer het dit met ons gebeur dat hom Pieta gesê het, ek wil jou raad gee? Jy hoef nie te doen wat ek vir jou sê nie. As ons nou op Pieta geluister het dit beter uitgewerk. Ek het 'n paar keer my vingers verbrand, geleer. Luister maar na Pieta se raad. Elkeen van ons weet in hierdie wêreld dat ons raad gekry het en dit nie gevolg het baie keer nie, en ons vingers verbrand. Maar dit beteken nie dat die Here ons afskryf nie. Die Here gee vir ons raad deur sy woord, deur sy gees, deur ander mense, soos hulle 'n erediens en 'n preek laat ons baie keer hoor, en ek en jy, en hoor mooi, ek en jy besluit of ons dit gaan leef of nie. Maar ons het al geleer dat wanneer ons nie na die Here luister nie, dan raak die wêreld vir ons moeilik. Dan sê jy soos die psalmdigter, die hand druk swaar op my. Want die wonder van God is, hy los ons nie uit nie. As hy vir ons raad gee, hy gee nie vir ons raad wanneer dit met ons goed gaan en dat dit met ons goed gaan nie. Hy gee vir ons raad in ons moeilike tye ook. Hy sê, ek bring dinge oor julle. Gaan lees Jesaja, hoeveel keer word vir die volk gesê? Dis nie iets anders nie, ek het dit oor julle gebring. Dis deel van raad gee
Want ons wil nie in hierdie wêreld geprogrammeerde robotte wees nie. So gee ons vir ons kinders raad en hulle lewe besluit. Dis aangrypend dat hierdie God sê, ek wil vir jou raad gee en die uitkoms daarvan moet wees dat my koninkryk in hierdie wêreld duideliker word. Ek en jy kies. Jy kies nie in die koninkryk van God om niks te doen nie. Dis nie God se raad nie. Jy kies om betrokke te word. Want dis die raad wat die Here vir ons gee, dat jy maak nie saak die kleinste dingetjie wat jy doen. Dis koninkrykswerk. Dis die raad wat hy vir ons gee. En dan die vierde ene hieroor is aangrypend. Ek wil my oog oor jou hou. Nou die eerste waarna mense dalk baie keer dink is Sherlock Holmes. Nou ek weet dis net maar fiksie. En ek weet hierdie ou loop altyd met een met 'n pyp. Ek kan nie eens onthou ek kyk dit nie, maar ek weet daar's iemand met 'n pyp, so snaakse hoed en daar in daai vreeslike plek waar die son nooit skyn nie, dit noem hulle Engeland. En is nat en koud en alles, ek weet nie, maar hier loop hierdie ou met sy jas en sy hoedjie en sy hoed en dan het hy 'n vergrootglas. En dan gaan kyk hy wat het verkeerd gegaan daarin. As jy so 'n beeld van God het jy 'n verkeerde beeld. As God sy oog oor ons hou, beteken dit nie dat God sê ek hou jou dop en alles wat jy verkeerd doen, weet ek. Ons doen by ons senior groep Openbaring 12 en 13 het ons nou mee afgesluit. Ons gaan nou terug na Genesis toe in ons volgende, maar laat ek net sê by ons laaste senior groep was dit so interessant geweest dat ons oor wat is een van die karaktertrekke van die duiwel, van die Satan, van Diabolos. Jy kan hom noem wat jy wil. Hy's 'n klipbek. Weet julle wat 'n klipbek? Hy's 'n klipbek. Hy's 'n lafhartige klipbek. Ek het niks goed van die duiwel gesê. Gaan nie verder oor mense. Behalwe dat hy die hele tyd na God toe hardloop en gaan sê wat doen ons verkeerd? Asof God dit nie weet nie, hy weet dit klaar. En ek hoop as jy dan vanmôre net weer besef dat God dit alles klaar van ons weet, is die God wat sê ek hou dit nie teen jou nie, ek verlos vir jou. As jy dit erken, verlos ek dit in Christus. Dis die Nuwe Testamentiese boodskap daarop. Ek wil my oog oor jou hou, beteken dat God in hierdie wêreld van jou en my en die kleinste kind beskerm. Efesiërs 6. Trek die volle wapenrusting van God aan. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. As jy nie eens die bose geeste kan sien nie, en hierdie is nie God gemaak vir baba of bang nie, ek haal aan wat in die Bybel staan. Bose geeste in die lig. 2 Tessalonisense 2. Wat vertel, moenie dink as jy in die kerk kom, is dit die duiwel buite nie. Hy kom aan. Ek het dit vroeër vir gebid. Want wanneer mense in die kerk sit, dan wil die duiwel nie hê jy moet luister na wat God sê nie. Hy sê dink hieraan, dink daaraan, dink aan jou sport, dink aan jou werk, dink aan jou dit, dink aan jou dat. Breek kommunikasie is een van die eerste beginsels in oorlogvoering. Breek kommunikasie. Moenie luister wat God sê. Ek wil my oog oor jou hou, beteken dat die Here ons beskerm. Beskerm teen bose geeste. Beskerm ons ook in hierdie wêreld. Dis nie net oor beskerm engeltjies waarvan ons baie keer weet en hoor. Wat mense sê, sê ons elke kind het, julle sal sien met Rachel, wat sê mense, daar is nie 100 beskerming engeltjies, die een was stout, dis ons al opgestaan, dit gebeur baie keer. Hier is die God wat sê, ek wil jou beskerm. En hy doen dit deur sy Heilige Gees, en daarom vanmôre, wanneer klein Rachel gedoop word, dan ontvang sy ook die Heilige Gees, wat van haar sê, ek wil in jou woon, en ek wil jou God wees. Daarom moet ons susters, kinders, as ons weer daarna kyk, dat God wil ons onderrig, leer, raad gee, sy oog oor ons hou. Dit is, kan dit waar wees? Ja, 1000 keer ja. Hier is ons lewenspad. Ons weet nie wat vir ons wag nie. Baie van die dinge is ons bedag op. Ons kan voorbereid wees op teenstaan. Baie van die goed kom net nie van die kant af, dat soos 'n skielhou ergens jou net tref en sleg is vir jou. Maar hierdie God wat by ons lewe betrokke is, maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe donker jy is nie. Hierdie is die goeie nuus. Nie om vir mense te vertel hoe groot hulle sonde en ellende is. Ja, dit word veronderstel in die Psalme. Maar die goeie nuus dat God by jou en my lewe betrokke is. En dat hy uiteindelik soos die Psalm afsluit en daaroor, dis nou maar my oorgang na volgende keer se preek. Dat jy dit kan geniet. Verbly julle in die Here. Juig en jubel. Dis waaroor hierdie Psalm afsluit.
waar ons volgende week 'n bietjie gaan aandag gee. Christendom is 'n vreugde. Christene lyk soos mense wat tandepasta advertensies maak, nie soos ouens wat aan 'n seebedoel gesit het. Die God is by ons almal se lewens betrokke. Hy sê vanmôre ook vir klein Rachel, daarom belangrik rondom die doop, ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders aangegaan het, 'n verbond van genade. Reeds vir Abraham, die vader van die gelowiges, het hy gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou, jou nageslag en alle geslag. So blywende verbond, en ek sê jou God wees, ook die God van jou nageslag. Ons sien dit vanmôre dan weer. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en Pasga gegee as tekens dat die verbond geldig is en daarna het hy in Christus gekom. En hierdie verbond in sy persoon deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. God wat ons lewens betrokke is. Teken daarvan, die waarborg daarvan is 2 sakramente. Die nagmaal, brood en wyn, die doop. Die Here Jesus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy sê, gaan dan na al die nasies en maak die mense my disippels doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek hulle beveel het. Onderrig, leer, raad gee en oog oor jou hou. Dis uiteindelik dan ook vir hieruit voort. En so het die Here ons dan verbind tot hierdie verbond om ons God te wees en om ons te seën. Nie om ons te straf. Hy het hom verbind om ons te seën. Hierdie gemeente se een sleutelteks is ons word geseën om te seën. Ons seën nie omdat ons kan nie, seën omdat ons moet. Omdat as jy die seëninge van die Here besef, kan jy nie anders as om die seën uit te leef nie. En daarom as hy ons so verbind aan ons, dan verwag hy ook van ons dat ons vir hom in dankbaarheid en gehoorsaamheid sal dien. As hy vir ons raad gee, dat ons sy raad ernstig sal opneem. As hy vir ons wil lei op die pad, dat ons agter hom sal aanloop. Dat ons sal wegbeweeg van ander paadjies en op sy pad sal bly. En daarom dan, die doop bevestig vir ons alles wat die Here God vir ons skenk deur die genade van hom. Maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Sulke groot waarde. En daarom verbind die doop die ouers en hieroor het kon ons gesels daaroor om hulle kinders soos wat hulle opgroei. Hulle daarom dan te onderrig oor die betekenis en die eise van die genade verbond in te lig. 'n voorbeeld van hulle te lees in die uitlewing daarvan. En hulle op te roep tot die toeëinding van God se beloftes. Ek wil vanmôre vir elkeen van die familielede wat hier sit, wil ek veral vir julle dan sê, ek so lekker nou die dag by Kevin hulle gekuier. En julle pragtige getuienis van wat julle ouers en wat julle families vir julle beteken het. En waarom julle ook julle kinders wil doop. Ek dank die Here dat daar sulke getuienisse is, dis eintlik hoe ons getuienis moet wees. En die voorbeeld wat gesien is in die huis, want kinders gaan nie altyd na ouers luister nie. Hulle gaan doen wat jy doen. Mag ek vanmôre net weer aan beklemtoon? As die pa van 2 kinders wat al baie jare nadat die belydenis van geloof afgelê het, verantwoordelikheid teenoor jou kinders, stop nie die dag as jou kind belydenis van geloof afgelê het. Jou voorbeeld, jou om hulle aan te moedig, om hulle te bemoedig, en hulle die hele tyd nog steeds van die Here God en sy liefde te vertel. Dit kan in hierdie wêreld gebeur dat jy mense baie maklik die afdraaipaadjie wil volg. Hierdie verantwoordelikheid op ouers bly solank elkeen van ons lewe, elkeen van ons kinders lewe. Dit word nie afgehandel as vervang. Ons het daardie voorreg. Hoor mooi, ons het daardie voorreg ook as ouers. Ek wil daarom dan vra dat Kevin en Corby Kutsie vorentoe kom asseblief. En ek wil julle graag aan hulle voorstel, dit is ook regtig 'n voorreg om vir julle in die gemeente te hê, en ek het so nou die aand vir julle ook gebid het, dat die Here vir julle na hierdie gemeente toe gelei het. Kevin en Corby is al 2 argitekte. Hulle het ook geswat daar by die Nelson Mandela Metro Universiteit, die ou
was dit die UPE. Ek weet alles is ook ander. Pak het nou al van Christelike hoër onderwys op ander nou iets anders wat dit is. So dis, julle weet hulle daar op Portugese dit het hulle geswat. Kevin se belangstelling in oorkornies en is ontwerp, dit kan julle mos nou dink, jy moet sien wat gaan alles by hulle huis aan. Jy moet sien wat alles buite in die tuin gaan aangaan daarso. So die eerste proses wat besig is om plaas te vind. Kevin houtwerk, kos maak, jy is gelukkig Corlie, en rugby. En Corlie kuns en musiek. Baie welkom dan vanmôre vir Ramolda Kotse, Corrie Skutte. Ramolda is van PE en van Gansbaai, Corrie, en dan ook Abby en Chantel en Andries en Christie in die moederskamer. Kevin se pa se suster, Elmarie van die kerk. Carrie se suster in Swaar, Mariska en Jan Hendrik Smit. Ook in die moederskamer. Die feit is, ek hoop julle almal sien ons en hoor ons. Ek wil net vir julle sê, julle voel baie welkom in hierdie gemeente, want dis hoe ons dit hier so doen. En dankie vir almal wat jy dan, en dan nou die baie mooie vanmôre. Wanneer klein Rachel, en ek gaan vra dat sy asseblief ingebring word. En sy was so soet geweest nou die aand, en nou lyk my nog steeds so soet, ek weet of sy kan hou, en ons gaan nou nie te veel op die proef stel nie. Maar, Rachel se name is Rachel Maira. Vernoem na haar oumas, Kevin se ouma Rachel, en Corrie se ouma Maira. En dan en dis dankie Corrie, dis hierdie goed wat ons so graag deel met mekaar in hierdie gemeente ook. Ouma Rachel, verjaar vandag. En sy so vandag 101 jaar oud gewees. En daarom, ook vir mense soos wat ons in hierdie wêreld en ervaring beleef, word iets voortgesit in klein Rachel. Onthou die lewe is 'n voorreg, dis nie 'n reg nie. Ons lewe op geleende tyd, ons lewe op genade tyd. As so besondere boodskap tot daarom. Ek wil vir julle vra, julle kan daar op die skerm kyk as julle wil. Julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg en ons al die gawes in Christus skep. Om dan te bevestig dat julle die doop in hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygelowigheid nie opreg die volgende vraag. En ek het die vrymoedigheid om dit ook vanmôre vir julle te vra. Bely julle dat klein Rachel 'n verlosser nodig het en wat sy naam Jesus is. In die tweede plek aanvaar julle die Bybel as die woord van die Here. Vaar jy die deur van die kerk as die ware en volkome deur van verlossing. En in die derde plek beloof jy dan ook vir klein Rachel, dan na hierdie leer en die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Hierop maak ook julle antwoord te sê. Geen plaasvervanging wat plaasvind, verantwoordelikheid wat geapplikeer word nie. Ek sê dit maar altyd so by die doop, dit is lyk nie reg as ek teenoor hulle staan. Vir ons as gemeente moet ons eerder ook mekaar sal staan langs hulle. Ons vat hulle hande om ook vir klein Rachel op die beste te soek. En dat sy ook in die pad kan loop. En daarom gemeente van die Here, aanvaar julle die verantwoordelikheid. En vir hierdie klein dogtertjie, die liefde van die Here voor te leef en uit te leef in hierdie wêreld. Hardop julle antwoord asseblief. Ek wil sê julle kan nader staan as julle wil foto's neem, maar en dis bly jy staan ook hier. Rachel Maira Kotse, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here en ons Vader, weer eens in hierdie alles oorweldigende oomblik vanmôre, om in hierdie klein dogtertjie se pragtige oogies te kyk. En sy wonder wat het nou gebeur, want sy het ook water op haar voorkoppie gevoel. Sy weet nie wat hier gebeur nie, maar U is die skepper van hemel en aarde. En dis U wat Uself van haar verbind. U sê ook vanmôre vir haar, dat U vir haar 'n spesiale plek in die kerk en in die koninkryk het,
by pappa en mamma in hulle huis. Hierdie huis waar U gedien word, waar U gedien word, waar U aanbid word. Seën asseblief ook hierdie gesin, maar ook elke ander gesin, dat ons ook in hierdie wêreld kan weet, dat U wat vir ons wil onderrig, U wat vir ons leer, U wat vir ons raad gee, U oog oor ons hou en ons beskerm. U is die God wat 'n werklikheid in ons elkeen se lewe is. Ons het nie genoeg woorde om vir die dag voor dankie te sê, maar ons bid U daartoe. Dit alles wat ons het, met die Gees, met saam met ons Gees gebruik dat ons U kinders is. Here, dankie, baie, baie dankie. Amen. Ons het die gebruik in die gemeente, dat, en Chris, baie dankie, sal ons die Alpha onderdoen, om ook vir klein Rachel te sê, Alpha beteken die begin, ook vir haar as doop lidmaat van die kerk dan. Chris, dankie weer en daarvoor, en as hy dit dan doen, sal of, Kevin, maar het uit van dit sal dalk jy is, en die doopkers dan aansteek. Asseblief, en dankie Chris, hy verduidelik tot die ander redene sal. Baie dankie daarvoor. Julle sal dit dalk nou nie kan sien nie, maar hier voor in dit wys in die kerk is klein Rachel se voetjie afgedruk. Saam met haar naam en die datum word sy dan deel van die gemeente se geskiedenis. Sy gaan dan ook daar sal dit aangebring word in die portaal en sê wanneer sy gedoop is. Daar bly sy haar seël, maar ook 'n brief binne in hierdie houertjie. Wat sê, Rachel, jy is vandag in Parkrein gedoop, en dis wat Parkrein is. As jy eendag groot is, en jy sal kom daarso, so was op die universiteit daai tyd op die Kinderberga, ekskuus tog. Ja. Dan kan jy na Parkrein kom, en dan kan jy kan kyk hoe jou voetjie gelyk. Maar binne in hierdie geloofsakte sê, is die Bybel is 'n handleiding, en daar is ook 'n kroon om te sê, jy is 'n kroon koningskinders. As 'n kruisie om te sê, jy word verlos deur Jesus jou broer. En vandag toe jy gedoop is, wat die Heilige Gees het gesimboliseer deur 'n duif, om dan ook in jou lewe te kan begin. En daarom koppies of stoeltjies of wat ook al kan julle hierin sit. En as sy eendag daar sal sit, en sy kyk nie weer vir baie jare, en sy weer in sy trouwe goed uit en gedwade lewe. Hy geluk en krag en sterkte vir julle. Kevin, Cor, vrede te lewe. Baie dankie. Kom ons dien ook die Here met ons liefdegawes asseblief.